wil, sy woord, sy waarheid. So my gebed en my begeerte is, dat ons vanmôre hierdie diens sal ingaan, met 'n honger vir God, om eerstens te hoor wat hy vir ons wil sê, en tweedens hier uit te stap en sê, wat kan ek doen om dit toe te pas en uit te leef? Pastoor Jan van Reenen het met Relentless ietsie gesê, en ek het dit weer in my boek gaan kyk. Hy sê iets wat ek elke keer as ek met mense praat en ek werk met mense, sê ek hierdie ding, ons is beelddraers van God se liefde. Dit kan ons alleenlik doen as ons die woord uitleef en doen wat hy van ons vra. So ek gaan vra dat almal van ons sal opstaan. Ek wil net vir ons 'n kort gebed doen. En wanneer ons hierdie gebed doen, wil ek vra dat jy jouself die vraag sal afvra. Wat doen ek wanneer ek die woord van God hoor? Toe ek op pad kerk toe ry, dink ek ons vision vir die afgelope 2 jaar is nou al kom ons bou. Het ons al gebou? Net so 'n vraagie. Kom ons kyk bietjie na onsself en ons vra, Here, wat is dit wat ek kan doen om u koninkryk te bou? Om te doen wat u vir my gevra het om te doen. Ons is geroep, each one, reach one, om iemand te bereik. Ons kan nie almal bereik nie, maar ons almal kan iemand bereik. Kom ons kom met 'n nuwe begeerte kerk toe, soos Dawid en sê, dit is goed om in die huis van die Here te wees. Dit is goed om God te aanbid. Hy sê op Psalm 61, ek het dit vir die personeel gesê, is my nuwe favorite vers. Dawid sê, u liefde is meer werd as my lewe. Daarom sal ek u loof al die dae van my lewe. Mag ons 'n begeerte hê om te sê, u liefde is meer werd as my lewe. U teenwoordigheid is meer werd as my lewe. Alles wat ek het behoort aan u. Alles wat ek wil doen behoort aan u. En as dit nie tot eer en verheerliking van u is nie, beteken dit niks nie. Dan mors ons tyd. Ons is hier om God te behaag. Elke oomblik van elke dag. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat ons die kosbare voorreg het om vanmôre weer saam te kan kom in u teenwoordigheid. Wat 'n vreugde is dit, Here, om te kan sê, ek ken die God van hemel en aarde. Paulus sê dit, al wat ek wens is om u te ken. Ek begeer, Here, om in u teenwoordigheid te kom. Ek begeer om dit te leef wat u my geroep het om te leef. I want to be the one that makes the difference. Om die verskil te maak waar ek gaan, by wie ook al ek gaan, omdat mense na my kan kyk en sê, daai is 'n man, daai is 'n vrou wat God dien, met 'n passie en 'n vreugde wat ek nie altyd verstaan nie, maar ek soek ook dit. Dat ons die beelddraers van u liefde sal wees waar ook al ons gaan. U teenwoordigheid sal uitbeeld aan elke man en vrou. U is steeds dieselfde, gister, vandag en tot in alle ewigheid. Die feit dat mense hulle vreugde verloor het, is nie u skuld nie, dis ons skuld. Mag ons verantwoording vat vir dit wat ons doen en klaar kry met dit wat ons verkeerd doen en weer 'n honger hê vir u waarheid, vir u woord, om op 'n plek te kom soos Moses gesê het. Al bly ek hier vir die res van my lewe, as u nie saam my gaan nie, gaan ek nie. As u nie saam my gaan nie, gaan ek nie. As u nie vir my die opdrag gee nie, dan gaan ek nie. Mag ons gehoorsaam wees aan u wil. Saul was 'n magtige man van God, maar hy het alles verloor die oomblik toe hy ongehoorsaam was aan u. Mag ons gehoorsaam wees in elke aspek en dimensie van ons lewens, waar ook al ons gaan. In Jesus se kosbare naam bid ons dit. Amen. Amen. Terwyl ons so staan, as jy die vrymoedigheid het, groet iemand, draai na iemand toe, laat hulle welkom voel. Kom ons wees kerk. Dankie. Hier's ek weer. Ek het nou nie rooi rok aan nie, maar ek het 'n das, so ek kan net sê ek weer met my das vir jou deur. Ek gaan vra dat in die LB asseblief na vore sal kom. Soos pastoor klaar gesê het, is dit vandag Moedersdag. En ons wil net graag vandag die moeder van ons gemeente eer vir die werk wat sy doen, vir die kosbare en asemrowende vrou wat sy is. Nie almal het altyd die geleentheid om te sien wat agter die gordyne gebeur nie, maar ek het nou daai voorreg en ek kan werklik waar getuig, sy sit meer as haar deel in.
Sy werk elke dag ongelooflik hard om 'n sukses te maak van dit wat die Here vir haar gegee het om te doen. En ons as gemeente wil vandag vir Tannie sê dankie. Ons wil Tannie, ja, gee vir haar 'n ander klap. Ons wil haar vandag eer as die moeder van ons gemeente, om te sê, nie almal kan doen wat Tannie doen nie. Dit is nie onder in elke ou se broek. Ja, sy's nogal kwaai ook. Dis nie in elke ou se broek om dit te kan doen wat Tannie doen nie, maar Tannie laat dit lyk asof dit die maklikste ding onder die wêreld is. So, weer eens van ons as gemeente se kant af wil ons sê, baie dankie vir die werk wat Tannie vir ons doen, die moeite, die ure, selfs as hy verlof is, dan sê ons vir hulle, raak rustig, nee, hulle is nog besig met die kerk se besigheid en dit wat moet gebeur. So ons eer Tannie vandag en ons sê vir Tannie baie dankie. Okay, dan kom ons nou by ander mammas. So ek wil graag vra dat al ons moeders vanmôre sal opstaan, die wat hierso is. Moenie bekommerd wees nie, gaan nie iets vreemds weer nie. Kom, staan op asseblief, baie dankie. Ons wil net vir jou so 'n klein geskenkie gee. So daar gaan so 'n liedjie in die agtergrond speel en dan gaan ek ons young adult span vra om ons te help om die Moedersdag geskenke uit te deel. Dankie julle. I bet you could have used a minute, just a little time alone, but you let me be your little shadow, following wherever you would go. Then I got a little older, and you gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough, but I want you to know, when God made you my mother, He knew who I'd need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. I come to you with all my secrets, and you never ever judge. And when I'm falling in my weakness, Okay, dit lyk vir my almal het gekry. Is daar iemand wat ons dalk geskiep het? Het almal gekry. Kry tog net vir pastoor een asseblief. Hy voel uitgesluit. Julle sal sien op daai sakkie staan World's Best Mother. En ons weet dit is 'n veralgemening, maar vir jou kinders is jy die beste ma. So vat dit, maak dit joune. Jy is die beste ma vir jou kind. Dit wat jy het, gebruik jy en jy maak 'n sukses daarvan. So ek hoop elkeen van ons moeders voel geliefd vandag, gewaardeer vandag, want julle is, you are what makes a house a home. Julle maak ons tuis. So baie dankie vir alles wat julle vir ons doen. Ons waardeer julle meer as wat ons altyd sê. Maar ek sê namens al die manne wat bietjie sê ons vir julle baie dankie. Ons waardeer julle. Nou, ons gaan nou 'n kort videoetjie kyk. Is 'n lekker funny een, so julle kan maar lag. En daarna gaan Kylen vir ons 'n gedig voorlê. Dankie Enya. Honestly believe that there's another aspect of motherhood, and it's called brutality. But who else could look at a child and say, I'll break your neck? How many times did your mother look at you and say, I'll kill you? Now that's a fairly serious threat. Every single mother, in actual fact, in the world today, every mother is a ventriloquist. Nobody realizes that. She could speak to you without moving her lips. Remember, sit down now. And don't you... hello, Mrs. Corrigan, how are you? Lovely morning indeed, yes. Sit down there now. You see, mothers also suffered from amnesia, loss of memory. I mean, you remember the time your mother would forget who you were. Do you remember? Who
do you think you are? Sounds like my mom doesn't know who I am. She's using her head, she doesn't know. And then 3 days afterwards, she'd forget who she was herself. That's right. Do you know who you're talking to? We went through all of this. I mean, I remember the things, you see, that mothers, they prepared us for life. They prepared us for any confusion that might have taken place. Confusion. Come over here and don't move. Can you imagine a child? Or things like, don't look now, but look who's behind you. How could you be normal after that? You, shut your mouth and eat your dinner. One of the greatest ones of all time, the mother. If you fall off that wall and break both of your legs, don't come running to me. Ja, kom ons gee vir ons maas weer 'n hande klap. Ek dink daar's een wat hy uitgelos het en dis die kyk. As jy jou so kyk, so sal die vrees van die Here in jou insit. Daai kyk. So, weer eens baie dankie vir julle moeite wat julle doen. Julle maak ons lewens interessant, julle bou ons op vir die mense wat ons moet wees en ons eer julle daarvoor. Ek gee nou oor vir Kylen vir ons 'n gedig te gee. Dankie. Goeiemôre. Vandag vier ons die vroue wat eindelose liefde, krag en omgee gee. Moeders is die hart van elke huis en die rede waarom baie van ons vandag sterk staan. Dankie aan elke moeder hier wat alles vir ons doen. 'n Moeder se liefde is een van die suiwerste geskenke in ons lewe. Sy ondersteun ons wanneer ons val, glo in ons wanneer ons in onsself twyfel en het ons lief, maak nie saak wat nie. Moeder verdien meer as net een dag van waardering, maar vandag maak ons dit ekstra spesiaal. Ons het julle lief en waardeer julle almal. Strength and dignity are her clothing. She laughs at the times to come. She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. Nou, ek weet nie of hulle my betaal om te bid nie, maar hulle het gevra ek moet bid vir die ouers. Gewoonlik, julle weet dit seker, vir die mamas, ekskuus, vir die maas, en gewoonlik is ek kuier ook ergens, ek moet bid vir die kos, ek moet bid vir die pad, maar dis vir my 'n voorreg. So, Christopher moes eintlik die gebed gedoen het, maar hy het my nou gevra om dit te doen. So wat ek wil hê ons moet doen is, ons het reeds net vir ons maas gevra om te staan, en hulle geskenkie te ontvang, maar ek gaan nou vra dat hulle weer sal opstaan, en dan, die van julle wat wil, ons gebruik die woord vrymoedigheid, want ons wil nie jy moet iets doen wat jy nie meer gemaklik voel nie. Maar, as daar iemand naby jou staan, miskien is daar 'n ma wat vandag alleen hier so is, dan wil ek vra dat iemand by haar gaan staan, en ons gaan vir hulle gebed doen. So ma, staan op saam met ons, en asseblief maak seker, iemand staan by jou. Christopher wys vir my 'n dingetjie van 'n 9-jarige seentjie wat vir sy ma sê, hoekom lyk sy so ongelukkig? En sy sê, weet jy wat moet ek alles doen? En sy noem al die goeders wat sy moet doen. En hy sê vir haar, sy is eintlik net besig om te survive, om te oorleef. En hy vra, 'n 9-jarige seun, vra vir haar ma, weet maar wat doen jy as jy op 'n eiland uitspoel? Die mooi van die eiland geniet jy nie. Jy geniet nie die see nie. Jy geniet nie die natuur daarvan en al die kos wat daar is. Al wat jy aan dink is net om te oorleef en nie weg te kom of hier uit te kom uit hierdie situasie. En oorlewing het baie keer van nie net ons maas nie, maar vir ons almal op 'n plek gesit van oorlewing. En ons sien nie meer die mooi raak nie. Ons geniet nie meer die mooi nie. Iets wat die Here vanmôre met my deel terwyl ek daar staan en ek sing 'n liedjie sommer net so by myself. Kom hierdie vraag by my, wat die Here letterlik op my hart druk om dit vir jou te vra, veral vir ons maas. Wanneer laas het jy in die bad of in die stort of daar terwyl jy besig is om kos te maak of terwyl jy die kinders gaan haal, net
Wanneer laas het jy 'n lied gesing? Het ons nog 'n lied in ons hart, of is ons ook, soos hierdie ma, net besig om te oorleef? My gebed is dat ons weer sal begin lewe. Ons ma's, spesifiek vir julle vanmôre, dat julle weer sal lewe. Daar's goed wat ons nie kan doen nie. God alleen kan dit doen. En ek bid dat julle as moeders sal ervaar, daar's mense wat julle waardeer, maar daar's ook 'n God in die hemel, wat sê ek het gekom dat jy kan lewe hê. Nie oorleef nie, lewe hê. En ek daag jou uit, fokus daarop, terwyl jy kos maak, terwyl jy ry, terwyl jy daar in die bad sit alleen en net bietjie ontspan. Sing dalk jou liedjie daar waar niemand is nie. Maak seker niemand is daar as jy nie kan sing nie, of jy weet nie om te sing nie. Maar dit gaan nie, jy sing nie vir iemand nie, sing vir jouself en vir die koning. Sommige net dalk net, kry net weer 'n lied in jou hart, want dit is iets wat by ons kom steel is. Kom ons bid saam. Vader, is daar 'n manier hoe ons as mens vandag vir 'n ma, 'n vrou kan kom sê dankie, wat genoeg sal wees om op te maak vir elke dag se werk, dit wat niemand van weet nie, dit wat niemand sien nie, dit wat niemand ken nie, maar U, o God, weet dit. Ek bid dat U weer vir elkeen van ons ma's 'n lied in hulle hart sal gee. Al is dit nie daai neerie, net om weer iets in die hart te ervaar en te beleef van vrede en God se genade. En die angstigheid en die druk en die stres en al die goed waarmee ons werk en waaronder ons werk, net om by die volgende en die volgende ding te kom, om vanaand te probeer ons hoof neerlê en môre begin alles net weer. Dit is nie U plan nie, o God. U het gekom dat ons kan lewe hê. En ek release en ek bid vir môre, Here, dat U in die naam van Jesus iets van hierdie lewe oor elke ma sal loslaat. Here, dit waardering soos wat ons reeds gehoor het, dit wat Kylan gesê het, dat dis nie genoeg om net dit vandag te sê. Maak dat ons so sal lewe, dat ons optrede iets sal sê van ons dankbaarheid. Dat ons meer gereeld die geleenthede sal soek om op praktiese maniere dankie te sê, nie net met ons woorde nie, maar deur ons hele lewe, die manier hoe ons help en daar is en beskikbaar is en luister en alles wat ons moet doen. Die seën van U die Here rus vandag op elke ma, maar ook op elke vrou wat eendag nog 'n ma sal word. Dit was U, o God, wat U self eerste aan 'n vrou openbaar het na U opstanding en U dood. U is gebore uit 'n vrou. Die vrouens was hulle wat U versorg het, en ons lees nie hulle name eintlik nie. Baie van hulle was daar, vroue wat gedoen het, hulle was nog altyd daar en hulle sal altyd daar wees om in hierdie samelewing iets te doen wat balans terugbring, wat dinge laat werk, wat hierdie aarde 'n beter plek maak. En vanmôre kom ons as gemeente, elke man, elke seun en dogter, ons kom sê vir U en vir hulle dankie vir die feit dat U dit so bepaal het. Mag die seën van U die Here, die vrede van U, o God, wat alle verstand te bowe gaan, vroue uithaal vanmôre uit 'n plek van oorlewing, sodat hulle weer sal lewe en weer 'n lied in hulle hart sal kry. Is my gebed, Vader, in Jesus naam. Amen.